Welkom terug by die groot ontbyt. Ons almal besef nie altyd hoe belangrik dit is om mense in 'n samelewing te hê wat ambagte het nie. Né? Dit kan baie slim wees, maar as jy niks prakties kan doen nie, is 'n bietjie van 'n probleem. En daarom gesels ons môre met Gerrit Olivier van Africa Skills. Hy kuier hier by ons. Ons praat oor hoe die groeiende vraag na ambagslei in Suid-Afrika. Goeiemôre Gerrit. Môre Pierre, Jennifer, lekker om julle te wees. Heerlik om jou hier te hê. Ja. Jy hoor daar is 'n groeiende vraag na ambagslei in Suid-Afrika, maar is dit omdat jong mense nie altyd verstaan as hulle moet keuses maak oor beroep en dies meer, hoe belangrik daai oorpak is nie? Jo, daar's soveel probleme as mens hierdie vraag aanvat. Ek dink as jy nie 'n oupa of 'n pa het wat werk binne hierdie industrie en bedrywe nie, hoe weet jy dit bestaan eers? So ek dink daar's 'n groot plek van kennis wat heeltemal weg is in jong mense se lewens huidiglik en ons passie om 'n bietjie daai ding weer aan die gang te kry en jong mense se ore te kry, storie te vertel van wat die behoefte is aan buitekant en wat se geleenthede daar regtig is, maar weer eens ek dink ons vergeet so vinnig net van hierdie geleenthede wat daar is vir die jong mense. Hoekom is ambagslei noodsaaklik vir die land? Ek dink nie ons besef hoeveel verskillende industrieë het ambagsmanne nodig nie. Ek dink baie keer dink mense ambagsmanne soos net jou local electrician en plumber of die ou handyman wat eintlik ietsie van alles kan doen. Maar as mens gaan kyk na die vervaardigers in ons land, mekanisasie, die mynwese, daar's regte groot industrieë wat regte ambagsmanne nodig het. Ek bedoel nie om 'n skeiding te skep tussen twee verskillende ambagsmanne nie. Maar daar's so 'n groot behoefte binne die industrie en mens gaan kyk die baby boomers het daai tyd kan ek sê, hulle het almal daai tipe tegniese onderrig gehad. Ja. En ek wil nie sê dit is om uit te sterf nie, maar hulle is nou aan die ouer garde, hulle begin klaarmaak. Ja. Maar daar sê nuwe jong mense wat daai skoene gaan kom vol staan nie. So dis juist hoekom daai behoefte so groot begin word, want die gaping is so groot die afgelope 20 jaar omtrent. Ja. Is dit omdat ons in 'n wêreld van digitalisering bly? Dat ons so half meer kyk na die digitale impak van goed, eerder as die tasbare vermoë om jouself meganies en goed toe te pas. Ek wil daar's byvoorbeeld op skool in Suid-Afrika. Daar was lank nog metaalwerkklasse en dis meer wat al hoe minder raak. En dit word deesdae net op tegniese skoolvlak aangebied. Ja. Is daar nog 'n sterk genoeg vloei van tegniese skole af na kwaliteit, gekwalifiseerde, jy weet, met ordentlike standaarde prosesse na skool? Ja. 'n Paar probleme binne jou vraag. Ek dink die eerste een is net tegniese skole. So hoe lyk 'n tegniese skool huidiglik? En ek dink ons werk net met plekke soos NAST wat tegniese skole bymekaar weer trek. En ek dink ons sal verbaas wees om te weet wat is regte gespesialiseerde tegniese skole deesdae. Ek dink ons omtrent 24,000 skole in die land, hoërskole. En ek dink omtrent 4% is tegniese skole. Maar dan is daar ook 'n diferensiasie tussen wat is regtig tegnies en wat is, kom ons sê, vaardighede ontwikkeling. Gespesialiseerde leeromgewings vir leerders wat regtige uitdagings het. Ek was laas 2 weke terug by 'n wonderlike skool Tom Nudee in Polokwane. Dit is gespesialiseerd tegnies. 1000 kinders in die skool, almal het wiskunde en wetenskap, nie geletterdheid nie, tot en met matriek. So dit is heeltemal hulle het gekies om nie weer 'n vorige probleem 20 jaar terug 'n fokus op teoretiese leer, nie noodwendig digitalisering nie, maar teoretiese leer. En skole het almal teoretiese leer toe geskuif en tegniese skole het teoretiese leer geïnkorporeer binne in hulle, kom ons sê, leerkeuses wat jy in graad 10 kan kies. Okay, biologie of geskiedenis en toe sal minder metaalwerk of houtwerk of weet die tipe goed wat die leerders van kan kies. En so selfs die tegniese skole wat reeds bestaan, nog steeds bestaan, het ook eintlik teoreties geword. So daar is nie meer primêr gespesialiseerde tegniese skole oor nie. Ek dink mense kan hulle op jou hand tel in die land. So. Ja. Hoe bou mense daai brug tussen die nood wat daar is vir ambagslei en dan nou die tegniese skole of ek weet nie, gaan ons terug na 'n gewone tegnikon toe. Wat is daai brug tussen die nood en hoe kry ons die mense daar? Ja. Ek dink ons dink dat baie keer aan tegnikons as 'n
as 'n middel om by dit uit te kom, maar daar's ook behalwe vir hulle ingenieurswese is en daai tipe van goeder, is daar nog steeds 'n gaping tussen, kom ons sê, die spasie waar ons onsself bevind. Dat die samewerking wat ons fokus is om met industrie te werk. Ons is vol van ons glo dat ons kan nie mense oplei wat nie gaan werk hê as hulle klaar is nie. Ek dink dis die probleem wat ons ook weer eens sien in ons land Jy is. moet hulle bemagtig om te kan werk met die regte kwalifikasie nie. Kinders kies rigtings, ouers stuur hulle kinders universiteite toe, 50% van hulle skuif rigting na eerste jaar. En dan kwalifiseer hulle en dan gaan hulle heel moontlik huis toe. Waar dis nie ons fokus nie, ons probeer regtig saam met industrie werk om seker te maak die keuses wat ons vir studente en ouers gee om te gaan studeer, is daar 'n behoefte daar buitekant voor. So die uitvloei direk van jou studiegeleentheid af, loop jy heel moontlik binne 'n werk en waar daar groot behoefte is vir mense soos jy. En ek dink praktiese onderrig kan mens redelik wyd vat. Ons vergeet praktiese onderrig is ook ek kyk nou na al die spanne wat jy hier binne het. Dis tegniese mense wat gespesialiseerd is binne media en weet goed by mekaar sit. Dis ook eintlik handewerk. En daar's 'n bietjie van 'n ou sê ding wat sê twee mense stry oor wie gaan dit doen en die ander het dit klaar begin doen. Ja. So dis die ingesteldheid van iemand wat daai werk dadelik gaan begin doen en dit strek wyd oor enige industrie eintlik, ja. Dis kom hulle sê hands on, want dit gaan oor die ambag. Gerrit, wat is jou storie? Hoekom is jy so passievol oor om mense met skills te bemagtig? Ek dink my vrou sal vir my dogtertjie sê ek's 'n planboer. Ek hou van probleme, ek hou van mense, ek's passievol oor mense. Jeug is nog altyd deel van wie ek nog altyd is. Ek was 'n sportman gewees, so ek verstaan druk en performance en om die lewe vinnig en hard te hardloop, kom ons stel dit so. Maar jong mense is my regtig 'n kern van wie Gerard eintlik is en wil wees en om die volgende generasie te inspireer om goeie keuses te maak. Ek dink nie net die hoofstroom te volg nie. Ek is self dalk 'n bietjie iemand wat terugdruk, sou ek moet. En ek dink daar's baie mense wat baie geleenthede wat eintlik op hulle tafel is, heel moontlik miskyk, want hulle sien nie wat se geleenthede daar regtig is nie. So ek dink ek is net passievol oor jong mense, ouers, besighede om saam te werk en te kyk hoe kan mens goeie geleenthede vir die jong klomp skep, ja. Nou so gepraat van geleenthede, wat se sleutelopleidingsprogram of kwalifikasies het julle tans? Ek dink eerstens ons is 'n groot netwerk van kampusse reg oor die land. Ons het 17 kampusse van die Kaap tot in kom ons sê Pretoria, hier is daar 'n paar hierso ook. En dit strek wyd, elektriesien, plumbers, timmerman, carpentry. So dit is 'n oulike Afrikaanse woord, maar ek dink daar's industrieë soos 'n passer en draaier wat mense ook baie keer vergeet. Bouindustrie. Ja, bouindustrie, ketelmakers, welders. So ek dink daar's baie sulke tipe geleenthede wat mense nie eers van ken nie. Jy weet dalk van 'n elektriesien en 'n plumber, definitief van 'n timmerman nie. Ja. maar ek moet sê daar's baie gespesialiseerde velde, instrumentasie meganikuste. Ja. So hulle maak die tools wat die tools actually kan laat werk en so aan. So ek dink daar's binne dit is daar ook baie geleenthede selfs. Nou, daar is daar 'n tipe van 'n aanbieding of 'n ding wat jy het op hierdie stadium? Ja, ons is kom ons sê einde van die jaar, matrikulante het nou net begin klaarmaak. Hulle is nou uiteindelik net los van skool en das en dit. So ons sien dat daar wel, kom ons sê die helfte van matrikulante nie eers aansoek doen by tersiêre instansies om te gaan studeer nie. So ek dink die eerste plek is net om vrae te vra wat lê vir my voor volgende jaar. So ek dink ouers en oupas en oumas dat hulle die kleinkinders net so sê, luister, wat is die plan? Waartoe is julle op pad? Wat wil julle doen? So studiegeleenthede vir 2026. Ek dink dit is eerste punt om wel oor te praat, dis om seker te maak, het jy dalk iets oorweeg wat jy nie aan gedink het nie. Ja. Ek dink dis die eerste vraag. Maar ja, soos ek sê, aansoeke, ons het goeie geleenthede nou vir studie, pryse en hoe ons samestelling van afslag werk. Omdat ons private onderrig doen, is ons model van finansies nie heeltemal soos, kom ons sê, tipiese universiteite wat meeste mense eintlik ken nie. So ons het afslag, ons is 'n besigheid, ons werk saam met mense om seker te maak hulle kan die voordeel kry van sulke tipe geleenthede, ja. Waar skryf mense in? Wel, ek dink as hulle by julle gaan uitkom, hulle gaan bietjie op Facebook gaan rondkrap in ons webtuistes, dan sal hulle by ons uitkom. Hulle kan aansoek doen daarso, daar's bietjie 'n paar
vormpies om in te vul. Natuurlijk. Soos enige instansie Ja. seker maak dat jou kwalifikasies en jou wat jou hoogste punte en daai tipe van goeders is nog steeds belangrik. So hulle kan na ons webtuise toe gaan, daar gaan kuier, gaan rondlees, gaan krap rond, gaan vra. Ek dink so ek sê, gaan vra. Ek bedoel, dis die belangrikste gedeelte op die einde van die ding, is bietjie krities te wees en te probeer vasstel wat se regte rigting vir jou as 'n individu. Baie dankie Gerrit. Ek dink wat jy vandag gesê het, die ding wat ek gaan vat is spesialis. Wil jy 'n spesialis wees in iets? Dit gaan nie oor is ek 'n ambag of wat, dit gaan oor 'n spesialis en daarvoor moet 'n mens tegnies gekwalifiseerd en die regte skills hê. En dankie vir Africa Skills se draai vanmôre. Dankie, lekker om julle te wees. Nou ja, daar sê as jy 'n spesialis wil wees, gaan maak gerus 'n draai by Africa Skills se webtuiste, africaskills.co.za. So maklik soos dit. Dan kan 'n mens jou pad oopkom. Ek moet sê, van my vriende op skool is bitterryk en hulle was almal loodgieters en elektriesiëns. Ryk manne nou. Maar nou ja, my keuse was dalk 'n bietjie minder tegnies. Dis 'n fout geweest, maar nou ja, nou moet ek saam met jy 'n verwerking